Goeienaand, dis 6:00 wat beteken is tyd vir Fokus hier op SABC2. Baie welkom, ek is Lenet Francis. Bietjie later in die program hoor ons die jongste inligting rakende ons fokusondersoek na die jong meisies wat in 1988 en 89 spoorloos verdwyn het en ons besoek Garries in die Noord-Kaap. Diamantdelwers by Kleinsee naby Springbok in die Noord-Kaap is erg omgekrap omdat die beplande permitstelsel sloer. Die permitte is hoofsaaklik arm delwers die geleentheid bied om hulle diamante vir beter pryse en wettig te verkoop. Delwers het verlede week met die polisie slaags geraak nadat hulle in 'n verbode gebied kamp opgeslaan en begin delf het. Die adjunkminister van Minerale Hulpbronne, Godfrey Oliphant, het verlede week die gebied besoek en met dorpskomitees en gemeenskapslede vergader in 'n poging om die proses te bespoedig. Regisseur Keith Suister en van die delwers en komiteelede gaan praat. Hierdie mynveld agter my was sedert verlede jaar 'n muurnes van bedrywighede met diamantdelwers wat hierso gewerk het. Nou komitees het hierdie mense gevra om die mynveld teen middel van Desember te ontruim sodat die permitstelsel in plek kon kom. Nou en hulle is gevra dat hulle dan teen 7 Januarie weer kon terugkom. Maar dit het nie gebeur nie. So verlede week het van die mense met polisie hier slaags geraak en hulle is nou baie ongelukkig oor hoe die proses nou gevolg word. Ons het met van hulle gepraat. Die plek het hulle vir ons gegee daar aan die ander kant. Ons moet al die 7de ingeval het. En kyk, vandag is Saterdag. Die hoeveelste is dit vandag? Die hoeveelste vandag, meneer? Ek ken nie sy datum van sukkel nie. Nou so gaan dit hier so. Jy weet nie wat er dag is, dit later aan jy op, maar elke dag jy kry iets. En hierdie mense wat hier is, almal wat hier is, hulle sukkel ook om 'n lewe te kry. Die mense kom vir 'n broodjie hier naartoe. Ons kry baie swaar in Namakoland. En die uitlanders kom van oorsee af, daar kom met 'n klomp geld. Daar kry jy mynregte hierso. Kyk, daar lê 'n Bubbelsbank ook. Nou die dag wil ek weer daar kom getry het om 'n bietjie grysietjies te kyk of ek 'n splintjie kan kry nie. Toe word ek weggejaag daar vanaf. Hy het 'n ander baas weer gekry en op daai plek het ek groot geraak. Dit was my oupa se plaas geweest, Bubbelsbank. Aan die ander kant van die tuin, Jakkalswater, daar het ek gebly. Maar so word ons verwyder van ons eie grond af. Ek is 'n gehoorsame burger. Maar niemand gaan geld in my beursie sit. Net die dollemon in die grond. Want ek moes nou redig voor werk. Ek het nog nooit gewerkt. Nou kan ek daarom hier werk. Er iets in die zaak. Ons is allemaal plakkers bij die huis zo. Het is eindelijk een goede ding om te kunnen werken. En voor jouw eigen geld. Volgens Kyk die Kloete kan die permitstelsel nie net individuele delwers bevoordeel nie, maar ook die gemeenskappe waarin hulle woon. Daar kan, as bijvoorbeeld, weet jy moes nou self as jy 100, of kom ek sê, 'n 20 karat klip kry. Ek mag net bijvoorbeeld in jou groep, dan weet jou groep klaar, hy kry 70%. Ek mag net bijvoorbeeld, 30% gaan na die staat toe. En 5% kan naar jouw dorp toe gaan. Dat kan jouw dorp een uplift geven. Scholen. Ons kan ook een bijdrage leveren om iets goeds te kunnen doen. Dan hoeft je niet jouw geld zo te spenden. En als je terugkomt, als je zien meer. Dan kan je meer krijgen. So vir die permits gaan baie mense weet ook wat is die waarde van 'n diamant volgens sy karate, volgens hoe hy is, waar jy dit verkoop. Jy gaan die plekke loop waar mense jou gaan inloop as jy nie die regte dokumente by jou het, want enige mens kan sê ek is 'n buyer, ek kan dit diamant koop, maar op die ou end as hy vir jou wat jy gaan nou inloop, want hy weet jy weet niks van die waarde van 'n diamant. So outomaties jy gaan in 'n plek instap waar jy voel jy's veilig, want dit is waar jy gaan verkoop by die Diamond Exchange Board en jy sit met die regte mense wat vir jou gaan mooi betaal vir die waarde volgens die waarde van 'n diamant. Sommige komiteelede van dorpe soos Springbok, Oukiep en Steenkop meen delwers moet na verkose leiers op strukture luister. Dit kan verseker dat prosedure bespoedig word en verwarring uit die weg geruim word. Die adjunkminister van Minerale Hulpbronne, Godfrey Oliphant, het van dese week met rolspelers en belanghebbendes asook sommige mynhuise in Namakoland ontmoet in die hoop dat die verwarrende situasie opgelos kan word. Net hierna hoor ons by Fokus uitvoerende regisseur Alet van Rensburg Wright hoe die ondersoek vorder na die vermiste meisies wat in die laat 80er jare ontvoer is. Bly by ons.
Fokus het die afgelope 2 jaar reeds talle kere berig oor een van Suid-Afrika se mees raaiselagtige onopgeloste misdade, die ontvoering en verdwyning van 6 meisies in 1988 en 89. Die polisie het later die verdwyning van 5 van die 6 meisies verbind met die pedofiel Gert van Rooyen en sy verloofde Joey Haarhoff. Die vermiste meisies is nooit gevind nie. Fokus het in Junie 2017 gaan soek na die meisies in Blythedale langs die KwaZulu-Natalse Noordkus. Ons ondersoek duur voort en om te hoor wat die jongste is, gesels ons nou met Fokus uitvoerende regisseur Alet van Rensburg Wright. Alet, dankie dat jy by my aansluit vanaand. 2017 Junie Blythedale, wat was die betekenis van daardie opgrawings en wat het dit opgelewer? Wel, die polisie het wat my betref hopeloos te gou opgehou grawe. Ons het eintlik opgehou grawe op die punt wat ek graag sou wou begin grawe het. Ons het nie die hele pyp oopgemaak soos wat die plan was nie. En ek voel nog steeds dat ons moet teruggaan en gaan kyk wat onder daai pyp is, want 'n mens kan nie sê hulle is daar of nie daar nie, is nie klaargemaak het nie. Ek voel ook dat daar meer as 6 meisies was. Al my navorsing dui daarop dat daar meer as 6 meisies ontvoer kon gewees het. Ons weet nie of hulle dood is en of hulle lewe is nie. As 'n mens kyk na wat van die oorlewendes wat beweer hulle was slagoffers van Gert van Rooyen, wat hulle sê is daar 'n goeie moontlikheid dat van hierdie meisies kan dood wees as hulle sê hoe hy met hulle gewerk het. So ek dink steeds ons moet teruggaan en ons moet gaan kyk. Nou gister in een van die Engelse koerante was daar 'n berig juis ook oor Blythedale. Dit was vir my baie interessant. Hulle het gepraat met 'n oud polisieman. Ek het ook so 'n bietjie meer as 'n jaar gelede met hom gepraat, net telefonies. Hy was een van die hondeeenheid en hy was in Blythedale daardie tyd. Toe hulle by die huis gegrawe het in 1999. En hy voel ook daar is baie dinge wat lyk asof daar 'n verbintenis is tussen Gert van Rooyen en Blythedale. Ek kan ook vir jou sê ek het heelwat inligting gekry wat daarop dui sedert ons daar was en dit is een van my mikpunte hierdie jaar is regtig om te hoop om te kan teruggaan. Okay, jy verwys na 2 dinge, want dit is 'n onopgeloste moorde. Jy verwys daar moontlike meer meisies. Waarom glo jy dit en watter nuwe inligting? En ek verstaan ook, miskien moet ons dit vir ons kykers ook sê, ons kan nie alles wat jy mee besig is en ondersoek hier bespreek nie, want jou lewe en ander mense se lewens is in gevaar en ons moet ook daardie bronne beskerm. Maar waarom glo jy dat daar veel meer meisies was? Kom ons hanteer eers dit. Ek wil ook net eerstens sê ons kan nie regtig sê onopgeloste moorde nie, want ons weet nie of hulle vermoor is of nie. Goed. Maar my vermoede is dat van hulle vermoor is. Ek glo daar's meer meisies omdat ek op nog slagoffers afgekom het. En ek praat nie van mense wat nou op sosiale media en oral praat nie. Hierdie is mense wat glad nie wil publisiteit hê nie. Dis hoekom ek nog nie met hulle onderhoude gedoen het nie. Ek respekteer hulle privaatheid. Hulle is vreesbevange. Hoekom weet ek nie. Wel, ek weet seker. Maar ek meen mense kan nie sê Pietie of Jannie of Sannie bedreig hulle nie. Ek meen maar hulle voel hulle is bedreig. Daar's van hulle wat sê dat Gert was nie alleen toe hy hulle gemolesteer het nie. En dat die persoon wat saam met hom was wat nie deelgeneem het aan die molestering nie, maar wat teenwoordig was, nog lewe. So baie van hulle is bang. En dit is hoekom ek voel dat dit sou goed wees as die polisie nou weer kan ondersoek instel dat hulle met hierdie mense kan gaan praat, want ek wil nie hulle lewens in gevaar stel nie. En as hulle nie wil publisiteit hê nie, moet mense dit respekteer. Dit nommer 1. Nommer 2 is die kwessie van die getalle. Daar is, as jy nou kyk na hoeveel mense nou sedertdien na vore gekom het en gesê het hulle is amper gegryp, hulle is gegryp, dan dink ek dit moet ook ondersoek word, want dit lyk of daar definitief meer meisies was. Ons weet ook daar's al hoe meer beweringe wat nou na vore kom dat hy dalk deel kon gewees het van 'n syndikaat. Ja. So dit lyk regtig, ek het ook beëdigde verklaringe gesien wat deur mense wat naby aan hom was, wat daai tyd al afgelê is, waarna gepraat word van meer meisies, daar word gepraat van meer mense wat betrokke was, en dan weet ons ook sy eie seun Flippy het in een van sy verklaringe gesê, sy pa het vir hom gesê minstens 40. Goed, 2 dinge. Eerstens, na aanleiding van die reaksie op die seuns van Bird Island. Is daar enige nuwe verbintenisse? Was dit net spekulasies, dit beweringe? Hoe skakel dit in? Want ek weet daar was 'n sterk gesuggereer dat daar 'n sterk verband was. Ek persoonlik voel nog steeds daar is 'n verband, want soos ek sê, daar is ook oud nasionale partyministers se name wat opgekom het by Gert van Rooyen, en dat daar 'n moontlike verband is vir my definitief, en al die een naam is dieselfde wat ook by Bird Island opgekom het. Ek het persoonlik nog net oor die telefoon gepraat met die ondersoekbeampte wat nou die saak ondersoek, die Bird Island saak. Ons het nog nie ontmoet nie.
Ek sou graag met hulle wou praat om te hoor of hulle gaan kyk ook na hierdie verband. Presies wat aangaan met die Bird Island ondersoek. Ek het nou 'n bietjie gehoor, maar mens mag natuurlik nie daaroor praat nie. Ja. Die polisie se ondersoek werk destyds en jy het verwys ook na hulle dalk op die verkeerde punt weer begine grawe in 2017 en dan het jy ook vir ons kykers vertel van hierdie petisie op ons blad ook wat gekoppel is die skakel. Waarom ondersteun jy daardie petisie en dink jy die ondersoek kom beter hanteer gewees het? Waarom is jy so ywerig dat dalk 'n nuwe ondersoekbeampte moet kom? Ek voel dit is nodig omdat daar soveel nuwe beweringe gemaak word. Mense na vore gekom het. Jy weet nou met sosiale media is dit makliker om die woord te versprei. Daar het baie mense nou beweringe gemaak en ek wil die klem lê dis beweringe. Totdat dit nie amptelik ondersoek is nie, bly dit beweringe. En ek voel die huidige ondersoekbeampte is 'n fantastiese vrou vir wie ek verskriklik baie respek het. Maar ek dink sy werk aan ander sake ook. So hulle moet besluit of sy voltyds aan Van Rooyen werk, voel ek, dis my mening, ek meen maar dis die polisie se besluit, en of sy aan die sake waaraan sy ook werk, want sy doen ongelooflike werk. Haar naam is kort in die koerante, waar sy nou nog pedofiele op die oomblik agter tralies sit, wat in hegtenis geneem word van sy getuig en hofsaake, veral ook baie in die Kaap. En ek weet nie of dit reg sou wees om haar dan nou af te haal van huidige sake waar kinders wat nou nie moeilikheid gehelp is nie. Maar ek meen dit is nou maar net wat 'n mens vir die polisie vra. Wat die verlede betref, wil ek sê ek het baie vrae oor die ondersoek in die verlede. Ek het nou 'n bietjie met van die oud polisiemanne gepraat. Hulle sê die mense ook nie almal nie dat die een ou het miskien 'n gedeelte van die ondersoek, 'n ander ou en dat hulle nie noodwendig na die hele ondersoek gekyk het nie. Ek weet die onderhoud is later gekonsolideer as een saak en ek weet die huidige ondersoekbeampte het deur alles gewerk. Want nou is die 6 vermiste kinders se saak is nou een saak. Maar dit is 'n magdom inligting. En ek dink net ook met nuwe tegnologie. Jy weet selfs forensies. As hulle nou weer na daai forensiese bewysstukke wat nog steeds in bewaring is kan kyk, wat kan dalk nou aan die lig kom met ons nuwe tegnologie? So jy benadruk wat destyds was. Hoe moeilik is dit om juis 'n saak wat meer as 30 jaar oud is. En as jy sien dat verskillende ondersoekbeamptes het daaraan gewerk en nou is hierdie legkaart sommer een groot opgeloste legkaart geskep. Hoe moeilik is dit om daaraan te werk? Veral as daar so telke male beweringe na vore kom. Baie moeilik. Wat dit veral vir my moeilik maak is die feit dat jy heeltyd moet probeer onderskei tussen waarheid en fiksie. Want daar word baie gejok. Daar's mense wat vir jou die waarheid vertel, daar's mense wat vir jou jok, daar's mense wat vir jou bietjie waarheid en bietjie leuen en hulle meng dit. Nou moet jy probeer uitvind wat's wat. En dis nog al die jare soos jy met die polisie ook praat. En dit is vir my een van die moeilikste dinge. Ek het persoonlik besluit ek gaan nie na die saak in geheel kyk nie want mense gaan verdrink tussen al die inligting. Ja. Ek het besluit om een of twee aspekte van die saak uit te lig en ek konsentreer veral op die oomblik op 3 kinders. En dis nie omdat ek hulle voortrek en dink die ander is minder belangrik nie, glad nie. Ek respekteer absoluut die familie se hartseer. Dit gaan nie daaroor dat ek inligting het oor daai 3 kinders. So ek voel waar ek inligting het en dis net ongelooflik. Weet jy hoe die afgelope 2 jaar inligting na my toe gekom het? Mense kontak gemaak het wat regtig belangrike getuies is wat wil praat en ek waardeer dit verskriklik baie want dit help my, maar ek kan nie na die hele saak kyk nie. Ek dink die polisie kan wel, daar's voor- en nadele. Baie van jou getuies is dood. Maar ek glo wel met nuwe tegnologie en kan hulle dalk 'n ander perspektief nou kry. Ek wil praat met jou oor die afgelope 2 jaar na Fokus weer die ondersoek hervat het en ander inligting wat na vore gekom het. En ons het by Fokus in persoonlike kapasiteite kontak mense ons en dit is moeilik, dit is 'n letterlike siftingsproses. So praat met ons kykers oor die stilswye, die geheimhouding en die vrese wat gepaard gaan, want daar was op 'n kol doodsregimente wat jy gekry het, van jou bronne is ook gedreig en ons moet hulle beskerm, so ons kan nie regtig die inhoud van wat hulle met jou deel bespreek nie. Maar hoe bestuur jy dit? Want aan die einde van die dag wil jy hê die waarheid moet seëvier. Weet jy, vir my gaan dit daaroor dat tot die oomblik wat ek reg is om openbaar te gaan en nie ek nie, maar jou getuies, hou jy jou mond. Jy sê vir niemand met wie jy praat nie. Daar is wel 1 of 2 mense wat weet om my veiligheid te beskerm en die van die mense wat met my praat, dat ek byvoorbeeld van die goed, dit is opgeneem, daar is dokumente
wat in veilige bewaring is by 'n paar mense, dat as daar iets met my sou gebeur of aan my getuies, dat dit openbaar gemaak gaan word en gestuur geword aan verskeie joernaliste. So dit is nou die veiligheidsmaatreëls onder meer, daar's meer wat 'n mens in plek sit. Maar terselfdertyd, jy kan nie net openbaar gaan nie, jy moet besluit wanneer die tyd reg is en wanneer die veiligheid gewaarborg kan word. Ali, dankie dat jy vir ons net opdateer het letterlik en sterkte met die ondersoek. Ons gaan beslis ons kykers op hoogte hou en vir die wat met jou praat, ons sal seker maak dat hulle veiligheid beskerm word. Dankie. Bly ingeskakel, net hierna verskuif ons die fokus terug na die Noord-Kaap waar inwoners van Garries vra dat Agrietjie vereer moet word. Moenie weggaan nie. Ons is nou terug. Gemeenskapslede van Garries in die Noord-Kaap sê hulle wil die plaaslike Joe Slovo Hospitaal op die dorp na die ontslape ouma Grietjie Adams vernoem. Ouma Grietjie was alom bekend vir haar liedjie Dis 'n lekker ou Jan. Die Noord-Kaapse regering het blykbaar tydens haar begrafnis in 2014 beloof dat 'n straat of 'n gebou op die dorp na Grietjie genoem sou word, maar sedertdien het van die belofte dadels gekom. Regisseur Keith Suister het met gemeenskapslede en die familie van ouma Grietjie gaan praat en die verslag vir ons gestuur. Ouma Grietjie Adams was vir die gemeenskap van Garries in die Kamiesberge as ook vir Namakoland 'n ikoon. En die gemeenskap hier vra nou dat hierdie hospitaal na haar vernoem word. Dit is baie belangrik vir hierdie gemeenskap om erkenning te gee aan sy eie mense. En aan Grietjie was 'n mens, 'n ikoon wat ons almal as sulks geken het. Vir Joe Slovo, wie ken vir Joe Slovo? Niemand ken hom in Garries nie. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie platform gebruik om erkenning te gee vir aan Grietjie, veral vir die rol wat sy gespeel het binne in die Kamiesberg, binne in Namakwa, maar ook binne in die Noord-Kaap in geheel. Natuurlik is daar prosesse wat gevolg moet word en daar's net een manier en dit is die regte manier. En daarom het ons gevoel dat kom ons oor gemeenskap vergadering, dat ons hoor wat is die gevoel van ons gemeenskapslede. Maar ongelukkig is dit so dat gemeenskappe kom nie meer na gemeenskapvergaderings as sulks nie. Wat ons toegesê het is dat kom ons vat die ding waar ons dan uitreik na die mense toe, waar ons gaan huis tot huis, deur tot deur. En as ons gaan kyk na die handtekening wat ons sover ontvang het, oor die 600, plus minus 600, dan sien jy die ondersteuning basis wat daar is, sodat ons dan deur middel van daai proses die platform gebruik om die hospitaal vernoem na aan Grietjie toe. Ja, ons is in proses en ons sal by daai punt kom waar ons dan submissie sal doen na die relevante partye toe en dan sal ons maar agteroor sit en vir hulle wag met betrekking tot gele die goeie het of wat ook hulle besluit, maar die gemeenskap Kamiesberg Namakwa sê aan Grietjie Adams gedenkhospitaal. Ouma Grietjie van Garries lê al nou vir die afgelope 4 jaar hierso begrawe en familie en gemeenskap voel dat die beloftes wat gemaak was dat 'n straat of 'n gebou na haar vernoem word, nou 'n realiteit moet word. Ons sit met geboue wat hernoem is na vreemde mense, nie vreemde mense, name wat tog mense wat tog in Garries beweeg het. Die een ding is, dat is nogal beloftes wat maar seker gemaak is om vir ons beter te laat voel. Maar ek voel nogal 'n bietjie ongelukkig en die feit is dat daar nogal die meeste mense voel nogal dat die hospitaal sy naam is dus al 2 keer is hy moes al verander. En as ek nou om eerlik moet wees, dan sal ek nogal wil hê dat die hospitaal nogal my ma se naam moet kry. Want hier is nog iemand dat sou, soos byvoorbeeld Tuisiestraat, sou ook daar onder waar mama gebly waar sy huis staan, sou ook nog na haar naam toe genoem gewees het, maar dit is nog genoem nie. Okay. Maar ek dink die hospitaal is nogal, dit lê nogal na in my hart. Die feit is dat die hospitaal kan nogal haar naam kry. Ons is bij die gemeenschapszaal ook bij elkaar gekomen. Ons ongelukkig had die naam Joe Slovo. En ons heeft de icoon gehad. Omdat het oorlog bekend was als een Grietjie.
Dit was onze grootmoeder in Karis. In die streek kan ik zeggen. Ik zei, noem het niet specifiek Karis niet. Noem het niet streek. Want hij is vanaf gegaan tot Johannesburg. Zo hij wordt landwijd, zeg ik. Daarom voel ik ons moeten. Want als Jennifer Jooslo niet, gaat vanaf bestaan niet. Toen ons, die pad voeren toe, hij hospitaal naar haar toe vernoemd. Dan zal ons zeker ook beter diensten kan ontvangen. Want het is onze mensen zijn naam bij daar op bij hospitaal verschijnen. Maar de regering in die Noord-Kaap sê daar is prosesse wat gevolg moet word alvorens so 'n besluit geneem kan word. The renaming and naming of any facility across the province doesn't really fall within the mandate of health, but we will always able to assist in that regard, just to ensure that at least the community are aware in terms of the process that needs to be followed, and also ensuring that the municipality, as part of the legal framework, also form part of the team that is always able to conclude in some of those processes, so that as they escalate some of those other issues, Sports Arts and Culture is also part of the team that will be working closely with us, so that we work together as a synergized team in ensuring that at least when the community is properly engaged on some of the issues, then we are able to take it and drive the process moving forward. En wat sê die spreekwoord? Beloftes maak skuld. Ons sal die situasie vir jou dophou. Dis ongelukkig al vir vanaand. Onthou jou afspraak volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC2. Ons lees graag jou kommentaar. Stuur dit en jou tweets en jou voorstelle aan fokus@sabc.co.za. Besoek ook ons Fokusblad op Facebook. Soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by FokusZA. Ons hoop dis 'n wonderlike week vorentoe. Groetnis van my, die tegniese span en al die Fokus kollegas. Tot volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC2. Mooi bly.